Wanneer 'n chirurg 'n bloedvat moet vervang, dan begin 'n soektog na die perfekte spaaronderdeel. Maar wat gebeur as daar eenvoudig net geen onderdele beskikbaar is nie? Wel, vandag kyk ons na die ongelooflike uitdaging om lewende bloedvatte te leen en oor te plant. Dink 'n bietjie daaraan soos 'n snelweg in jou liggaam. As 'n pad blokkeer of beskadig raak, het jy 'n verbypad nodig. Vinnig. Maar anders as met regte paaie, kan jy nie sommer net nuwe teer en grys bestel nie. So, wat is plan B? Dis reg. Vir byna 'n eeu al soek chirurge na 'n redelik radikale oplossing om bloedvate te leen, heidse van 'n ander mens of selfs 'n dier en dit dan in 'n pasiënt oor te plant. Dis 'n briljante idee, maar soos ons nou gaan sien, 'n uiters komplekse een. OK, so kom ons duik dadelik hierin. Die kern van die saak is die behoefte aan 'n buis, of 'n geleier soos hulle dit noem, vir verbypadchirurgie. Die heel beste opsie, die ideale een, is altyd om die pasiënt se eie weefsel te gebruik. Die goue standaard is om 'n aar van die pasiënt self te gebruik. Hulle noem dit 'n autogene oorplanting. Dis sterk, dit weerstaan infeksie en dit klomp nie maklik nie. Die probleem, baie pasiënte het eenvoudig net nie meer geskikte are beskikbaar nie. Die alternatief, kunsmatige oorplantings gemaak van materiale soos Dacron, werk heel goed vir groot are soos die aorta, maar hulle misluk dikwels juis in die kleiner vatte, presies waar jy hulle die nodigste het. En dit skep 'n kritiese leemte. En dis hier waar dinge regtig interessant raak. Om hierdie leemte te vul, het wetenskappers begin kyk na lewende weefsel van ander bronne. Hulle word biologiese oorplantings genoem en hulle kom basies in twee hoofvorme voor. Eerstens het ons die allo-oorplanting. Dis eenvoudige mens-na-mens oorplanting. Die bron is tipiese oorlede orgaanskenker. Hulle verwyder dan die bloedvate, soos die groot Saffineaar, baie versigtig en bewaar dit vir latere gebruik. En tweedens het ons die senuoorplanting. Die een is 'n dier-na-mens-oorplanting. Histories is vate van diere soos beeste gebruik en dan chemies behandel om dit geskik te maak vir 'n menslike liggaam. Albei hierdie metodes bied 'n soort van die rak-af-oplossing, maar elkeen bring sy eie unieke stel uitdagings saam. Jy sien, hierdie idee is glad nie nuut nie. Die bronmateriaal wys dat die heel eerste pogings om menslike bloedvate oor te plant so ver terug as die Eerste Wêreldoorlog dateer. Deur die dekades heen het die tegnieke natuurlik verbeter. Van die eerste vars oorplantings in die 40ers tot die standaardisering van vriesbewaring of kriobewaring in die 80s. Dit was 'n lang pad van probeer en fouteer. Maar hier kom die groot struikelblok in ons storie. Jy kan nie net 'n vreemde bloedvat in 'n liggaam plaas en verwag alles gaan vlot verloop nie. Nee, die liggaam se eie verdedigingsstelsel, die immuunstelsel, het heeltemal ander planne. Dit begin alles wanneer die liggaam se wagte, as dit ware, die nuwe bloedvat as 'n indringer herken. Hulle stuur dadelike seine uit om die weermag, die T-limfosiete te aktiveer. Hierdie selle storm dan die wand van die nuwe bloedvat en veroorsaak inflammasie en erge skade. En die eindresultaat? Die oorplanting misluk. Dit kan toeklonter of erger nog, dit kan verswak en soos 'n ballon opblaas, iets wat ons aneurisme. Hierdie aanhaling uit die bronteks slaan die spyker op die kop. Immuunverwerping is die hoofrede hoekom hierdie geleende vatte so geneig is om te misluk. Dit is die sentrale vyand in die soektog na daardie perfekte spaaronderdeel. Goed, so, as hierdie oorplanting so geneig is om te misluk, hoekom op aarde gebruik dokters hulle enigsins? Wel, die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Soms is hulle die laaste en die enigste opsie om 'n ledemaat of selfs 'n lewe te red. En hierdie grafiek illustreer 'n ongelooflike fascinerende paradoks. Kyk gou hierna. Na 1 jaar werk slegs 30% van hierdie spesifieke oorplantings nog. Dit klink na 'n volslaande mislukking, né? Maar kyk nou na die tweede bak. Na 2 jaar is 71% van die ledemate gered. Hoe is dit moontlik? Wel, die antwoord is dat die oorplanting nie vir ewig hoef te hou nie. Dit dien as 'n tydelike brug, net lank genoeg sodat 'n wond kan genees en die ledemaat gered kan word. Maar hierdie strategie kom met 'n baie ernstige risiko. Vir daardie oorplantings wat wel langer oop bly, is daar 'n skokkende 44% kans dat hulle in 'n gevaarlike aneurisme sal ontaard. Dis 'n dobbelspel met ongelooflike hoë insette. So, die deurslaggewende punt is dat chirurge hierdie oorplantings net in 3 spesifieke desperate scenario's gebruik. Eerstens, as 'n allerlaaste poging om 'n been te red. Tweedens, vir dialyse toegang wanneer alle ander opsies uitgeput is. En derdens, en dit is dalk die belangrikste, om 'n geïnfekteerde kunsmatige oorplanting te vervang, want hierdie biologiese weefsels is baie meer bestand teen infeksie.
En dit bring ons by die toekoms. Al hierdie probleme met immuunverwerping het navorsers natuurlik aangespoor om te soek na die heilige graal van watchirurgie, 'n perfekte van die rak af lewende bloedvat. Een benadering is om die geleene vate chemies te verander voordat dit oorgeplant word. Deur prosesse soos enzimatiese vertering wat basies die proteïene opvreet wat die immuunstelsel aktiveer en 'n soort chemiese looiery om die struktuur te versterk, probeer wetenskaplikes die immunologiese snellers verwyder. Die einddoel om 'n inerte biologiese steierwerk te skep wat baie duursaam en veilig is. Maar die ware toekoms, dit lê waarskynlik in weefselingenieurswese. Stel jou net voor, 'n bioafbreekbare steierwerk in die presiese vorm van 'n bloedvat word met die pasiënt se eie selle gesaai. In 'n laboratorium groei hierdie selle dan om 'n splinternuwe lewende bloedvat te vorm. Een wat perfek pas en, omdat dit van die pasiënt se eie selle gemaak is, geen immuunverwerping sal veroorsaak nie. En dit laat ons met 'n laaste prikkelende vraag. As ons bloedvate uit 'n pasiënt se eie selle kan groei, is die volgende logiese stap dalk 3D biodrukwerk. Die soektog na die perfekte spaaronderdeel is nog lank nie verby nie, maar die toekoms van vatchirurgie lyk meer belovend as ooit tevore.